Ek wil vanmôre met u gesels oor, eintlik spesifiek oor aanbidding, in tye vir en tye van aanbidding. Sak het nou hierso vir my 'n ding gewys. Hoeveel is dit die Jode, hoeveel keer 'n dag? 6 keer, né? Die moslims is 5 keer, die Jode 3 keer. Ja, daar sê, okay, die moslims bid 5 keer 'n dag en die Jode, ons praat van die ortodokse Jode en so, hulle bid 3 keer op 'n dag. Alright. Toe staan ek en hy nou so 'n bietjie en praat en sê ja, maar ons moet versigtig wees ten opsigte want die vraag is, hoeveel bid ons? Okay, wat beteken bid? Wat beteken bid? Bid beteken jy is in 'n gesprek met God. Dit is wat dit beteken. Hoeveel keer op 'n dag is jy besig in 'n gesprek met God? Baie. Maar die verskil tussen wat ek nou wil wys tussen die Jode, die moslems en ons as wedergebore kinders van die Here, ja, en ek weet almal is nie dieselfde en almal spandeer nie dieselfde tyd en dieselfde intensiteit met ons hemelse Vader nie. Maar die Jode bid hoeveel keer? 5 keer. 3 keer, ekskuus, ja, die moslems 5 keer, die Jode 3 keer. Okay, ortodokse Jode. Maar dit gaan vir hulle meer oor die wettiese aspek. Dit is iets wat ek moet doen. Dan kom ons by die moslems en hulle draai altyd na die ooste toe en hulle buig, sit hulle maatjie daar so neer en dan buig hulle en dan bid hulle daar 5 keer op 'n dag. Maar dit is ook 'n wettiese ingesteldheid wat daar so is. Maar as ek gaan nou begin met die Ou Testament, dan gaan ons nou sien hoe die Jode gewerk het en ons gaan eindig met die Nuwe Testament oor wat is dit wat God van ons verwag of wat hy verduidelik met aanbidding. Nou die skrif beklemtoon die belangrikheid van gereelde aanbidding, terwyl dit terselfdertyd erken dat gelowiges God spontaan kan aanbid. Met ander woorde, ek en jy het die reg. Ons het die sleutel toe ons tot wedergeboorte gekom het om eintlik permanent in God se geselskap te kan wees. Dit is dit wat ons het. Dit is God gee vir ons die toegang tot hom, want die hooflyn oproep na die Here toe is nooit beset nie. Hy is nooit te besig vir my en vir jou nie. Hy is altyd daar vir my en vir jou. Hoekom? Die moslems aanbid 'n spesifieke, ek kan nou nie sê deity of wat nie, maar hulle aanbid Allah. Allah is 'n profeet. Hy's nie God nie. Met die ortodokse Jode is dit dieselfde tipe ding wat hulle doen, want hulle herken nie vir Jesus Christus nie. En dit is 'n fout. Hoe weet ek dit? Hoe weet jy dit dat dit 'n fout is? Want ons lees die Bybel. Ons lees die woord van God, dan sien ons, maar luister, iewerste, daar is 'n verskil. Ja, hulle is verskriklik toegewy en maar ons wat werk, en ek praat nou van die mense wat in absolute slegte en lelike werke is. Wat ek praat van is van met molesterings, met moorde, die polisie, die gevangenisse, daai tipe moorde en daai tipe goed. Die mense kan nie anderste as om God te aanbid nie. Hoor julle wat ek sê? Want wat gaan dit maak? Wat maak dit my en vir jou om elke dag moord en doodslag te sien? Verkrachtings te sien, molesterings, kindermolesterings te sien. Op 'n stadium in jou lewe, ons is 'n paar wat in die weermag was en so, ek dink so, was 'n paar wat in die weermag was, ons weet, maar luister, dit raak so dat
laat jy afgestomp raak. Jou gevoel binne in jou raak partykeer afgestomp. Maar as jy kom en jy's 'n wedergebore kind van die Here, kan jy nie afgestomp raak nie. Want dit is nog steeds 'n ding wat jou vang elke keer. En dis vra wat ons vra, ja maar Here, hoekom moet dit gebeur? Die antwoord daarop is ons is in 'n sondige wêreld. Ons is nie in 'n volmaakte wêreld nie. Nou kom ons kyk. Ek wil nou voorbeelde van gereelde aanbidding. Handelinge 2 vers 46 tot 47. Hy sê ons moet op 'n daaglikse basis moet ons aanbid. Hy sê en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel. Eendragtig wat hulle bymekaar kom en volhard beteken hulle is een van hart. Met ander woorde, hulle is sien die ding waantoe hulle wil beweeg. En almal stem saam, dit is waantoe ons gaan. Dit is absoluut wat dit beteken. Hy sê volhard in die tempel en van huis tot huis het hulle brood gebreek. Dit beteken hulle gaan en hulle gee vir mense, broodkrummels, hulle gee vir hulle saad, hulle gee vir hulle inligting van die evangelie. Hy sê en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Ons kan ook op verskeie kere op 'n dag kan ons die Here aanbid. Daniël 6 vers 10, kom ons kyk. Hy sê net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer die vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid en lofprysings uitgespreek voor sy God, net soos wat hy tevore gedoen het. Nou, ons weet wat is die storie hierso. Daar was 'n bevelskrif uitgereik deur die koning dat hy sê jy mag net die standbeeld aanbid. Jy mag geen iemand anders aanbid nie. En dit is dit. En Daniël net besluit, luister, dit gaan nie so aan nie. Nou hoor wat ek jou vra. Hier is die standbeelde wat ons aanbid nie, maar hier is baie ander goed wat ons aanbid. Wat is jou afgod? Hoor wat ek jou vra. Ek weet nie wat dit is nie. Ek weet nie wat jou afgod is nie. Maar wat is jou afgod? Toe ek daai skrif vat, toe besef ek, maar luister hierso. Ons sê, ons is wedergebore kinders van die Here. Ons wil altyd optree as wedergebore kinders van die Here. Maar wat is daai klein sonde wat ons so onder die arme? Wat is daai? Daai is ons afgod. Dit is wat dit is. Daai is ons afgod. En ons moet versigtig wees met die dinge wat ons doen. Ja, ek weet ons is in die tyd van genade en ons kan vergifnis in die goed vra. Vergifnis en vergifnis en vergifnis en vergifnis. En die Here sal vir ons, as ons harte opreg is, sal hy vir ons die vergifnis gee. Maar ons moet ons nonsens laat staan. Ons kan nie so aanhou nie. Kom ons kyk nou, Deuteronomium 16:16. Daar's nou so 'n paar dinge wat gebeur. Daar's drie jaarlikse pelgrimsfeeste wat hulle gehou het. Hy sê 3 maal in 'n jaar moet al jou manne voor die aangesig van die Here jou God verskyn op die plek wat hy sal uitkies. Op die fees van die ongesuurde brode, op die fees van die weke en op die hittefees. En hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie. Met ander woorde, daar's iets wat ons moet gee vir die Here. Wat is dit wat ons moet gee? Ons gee 2 dinge wat ons veronderstel is om te gee. Dit is ons offers wat ons moet gee. Dit is ons tiendes
daai in ons vir die welwillendheid en ons moet vir die wederwese en wederwees en die wese moet ons kan help. Ons moet daar kan saai, ons moet saad kan saai en daai goed. En dan wat is die ander een? Wat is die ander ding? Ons gee ons lewe vir die Here. Laat hy met ons kan maak, met my en jou kan maak, soos wat hy wil. Ja, amen. Want ek en jy is baie keer te hardnekkig om te luister na die stem van die Here, want ons is mos control freaks. Ons is mos beheer van ons eie lewens, ja? Nee, ons is nie. God is in beheer van ons lewe. God is in beheer van ons lewe. By die Pasga, die fees van ongesuurde brode, Lukas 2 vers 41. Hy sê en sy ouers was gewoond om elke jaar met die Paasfees na Jerusalem te gaan. Dan kyk ons na Handelinge 2 vers 1, op Pinkster. En toe die dag van die Pinkster fees aangebreek het, was hulle almal, hoor daar, eendragtig by mekaar, met een van hart van die verstand, was hulle by mekaar gewees. Dis wat gebeur het. Die Hittefees, Deuteronomium 16 vers 13 tot 15. Hy sê die Hittefees moet jy 7 dae lank hou, as jy van jou dorsvloer en jou wynpers insameling hou. Onthou nou, ons gebruik nou voorbeelde van die Ou Testament en die Nuwe Testament, bietjie deur mekaar nou hierso. Hy sê jy moet vrolik wees op jou fees. Jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die leviet en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is. 7 dae lank moet jy die Here jou God, moet jy 7 dae lank moet jy vir die Here jou God fees hou op die plek wat die Here sal uitverkies, want die Here jou God sal jou seën in al jou inkomste en in al die werk van jou hande, en jy moet net maar vrolik wees. Watse offer, ek vra weer, watse offer gee ek en jy vir die hemelse Vader? Watse offer gee ons vir hom? Ons kry ook, hy sê op Versoensdag, Levitikus 16:34, hy sê, dit moet vir julle ewige insetting wees, om vir die kinders van Israel weens al hulle sondes eenmaal in die jaar versoening te doen. En hy het gedoen soos die Here Moses beveel het. Hoor nou hierso wat ek sê. Dit is nou op Versoensdag. Het ek en jy nodig net om eenmaal 'n jaar versoening te doen vir ons sonde? Elke dag. Daai was 'n instelling gewees, 'n wettiese instelling wat God vir Moses hulle gegee het en vir die hoofpriester gegee het, is op een dag in die jaar, op daai dag van die versoening, gaan daar so 'n sondebok wees en hulle gaan een bok gaan hulle slag en daar gaan 'n sondebok wees en hy gaan in die woestyn gelaat los word. Want die sonde van die volk, die hoofpriester kom, dan bid hy en hy sit sy hande bo op daai sondebok. En die sondebok is nou die ene wat nou gaan en hy gaan en hy's uit in die wildernis in. Dit is waar die woorde wat ons ken. Wie was die sondebok gewees? Met ander woorde, wie is die een wat eers te begin? Dit is waar daai dingetjie van kom. Ons het dit so uit die Bybel uitgehaal. Hy sê op Sabbatdag, spesifiek op Sabbatdag, Lukas 4:16. En toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was. En soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Nou kom ons op 'n volgende afdelingkie hierso, is spontane aanbidding. Spontane aanbidding is soos wat ons nou gedoen het vanoggend toe die musiek gespeel het. Dit is spontane aanbidding. En ons maak ons oop vir die gees van die Here
om ons te kom bedien. Want dan het ons nie daar, op hy oomblik met die aanbidding, hoor wat ek praat van opregte aanbidding, dan is daar geen vooropgestelde idees of enigiets anderste in ons gedagtes of binne in ons nie. Ons dink net hoe lekker dit is om die Here te dien, hom te aanbid en net te sê, Here, dankie vir dit wat U vir ons gee. Dankie vir dit wat ons het, want ons kon soveel minder gehad het. Dink ek aan daai baie vleis wat jy gekry het. En dit is mense, dit is lekker om 'n geseënde van die Here te wees. Dis partykeer nie maklik nie, want ons gaan deur ups en downs en deur dinge en situasies en omstandighede, maar dis lekker om die Here te dien, man. Dis lekker om die Here te dien. Al voel jy hoe sleg, kan jy na die Here toe gaan en jy kan hom begin aanbid, en as jy daar wegstap daarso, dan weet jy, maar jy voel beter. Want die Here is ons geneeser, die Here is ons banier, die Here hy is nie net ons geneeser, hy is ons genesing. Al voel ek en jy hoe swaar en hoe swart binne in ons, depressie en moedeloosheid in daai goed, God gee nog steeds vir ons hoop. Al is ons bang vir baie dinge, God gee ons nog steeds hoop. Amen. Amen. Eksodus 4 vers 29 tot 31. Hy sê, Moses en Aaron het vertrek en al die oudstes van die kinders van Israel by mekaar laat kom. En Aaron het al die woorde gespreek wat die Here aan Moses gesê het, en die tekens gedoen voor die oë van die volk. En die volk het geglo, hoor daar, en die volk het geglo. En toe hulle hoor dat die Here op die kinders van Israel ag gegee het, en hulle ellende aangesien het, het hulle in aanbidding neergebuig. Daai mense het geskel, dit is Eksodus 4, daai mense het geraas en geblaas, en vir Moses gesê, jy het ons uit die van die kospotte van Egipte, omdat hulle was 430 jaar in slawerny gewees, nee. Kom hulle daar so nou, vertel die volk vir Moses, maar jy het ons uit hierdie land uitgelei. Hy hoor nou sê, hulle gee nie die Here die skuld nie, hulle gee die leier die skuld, want die leier maak ons altyd foute. Kom, dit is nou maar net so, die leier maak altyd foute, want niemand is altyd 100% tevrede met besluite wat die leier maak nie. Al kry die leier die boodskap van die Here af, van die lewende God af, maak dit vir mense nie saak nie, want die leier het nou 'n fout gemaak, en dit is wat daar so gebeur het. Die leier het 'n fout gemaak volgens die volk, en hulle in ellende gedompel, want hulle is nou, kyk nou wat gebeur nou, kyk nou wat het gebeur, en dit was nogal voor, ek praat nou nie van die stuk nie, maar van dat toe hulle hoor, maar luister hier so, die Egiptenare kom hulle agter hulle aan, toe hulle uit die land uit is nog voordat hulle deur die Rooi See gegaan het, so, toe begin hulle al kerm. Toe begin hulle maar kyk wat het jy nou gedoen, nou gaan hulle ons gedood maak, ek hoor dit af. En daar is 'n klompie gewees, so dit was 'n geweldige gereis en 'n gedruis en 'n gemurmurering en al daai goed gewees. En arme ou Moses probeer net doen wat die Here sê hy moet doen. Dis darem maar moeilik, nee. Dis darem maar moeilik. Dis so moeilik. Vra vir Salome, is dit maklik om met mense te werk? Glad nie. Vra vir onderwysers. Hulle is nou, hier is nou nie die onderwysers is nou nie hierso nie. Is dit maklik om met mense te werk? Hulle gaan vir jou sê, nee, dit is nie maklik nie. Die verpleegsters, wie was verpleegsters? Annetjie, was jy nie verpleegster nie? Nee, was jy? Tannie Corrie, hoe het jy die mense omgedraai met jou klein lyfie daar? Hoe kon jy hulle kom onder? Was dit maklik om met die mense te werk? Nie altyd nie. Ja, nie altyd nie. Dis moeilik, man, dis moeilik. Dis moeilik. Dis bitter baie moeilik. Kom ons kyk Matteus 28 vers 8 tot 9.
Hy sê, en hulle het haastig weggegaan van die graf en met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. Hulle het Jesus voor sy voete geval en hulle het hom aanbid. Kom ons kyk Filippense 4 vers 6. Hy sê, wees oor niks besorg. Met ander woorde, moet nie worry nie. Dis Corrie. Moet nie worry nie. Petrus sê vir ons, werp al jou bekommernis op my, sê die Here, want ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou antwoord gee, ek sal vir jou uitweg gee. Hy sê, want julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en kyk en wag vir wie hy kan verslind. As ons bekommerd is, dan begin ons gedagtes weggetrek word en ons fokus weggetrek word van God. Dit word weggetrek van God af en ons konsentreer die hele tyd op ons vrees en ons bekommernis en al daai gemors daarso en ons vergeet van die Here, want hierdie goed wat hier binne in ons is kom en dit raak oorweldigend binne in ons en ons vergeet heeltemal van die Here. Dit is nie veronderstel om so te wees nie. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging. Moenie vergeet om vir die Here dankie te sê nie. Met danksegging bekend word by God. Kom ons lees weer hy vers. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes. God ken ons begeertes, maar hy wil dit hoor. Hy wil dit hoor. Laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. God weet presies wat is ons begeertes, die begeertes van ons harte. Hy weet presies wat het ek en jy nodig. Hy weet presies waar ek en jy gaan opeindig. Ek en jy weet dit nog nie. Ek en jy weet dit nog nie. Ja, herinner my, 100%. Net so. En ek sluit af. Openbaring 5 vers 14. Die perikoop hier wat ek opgesit het, is die voortdurende aanbidding van God in die hemel. Hy sê, en die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Dis, luister, dis een versie wat ek daar uitgehaal het. Openbaring is vol van dit. Openbaring is vol van daai versies. Of sulke versies wat die wêreld, die mense, die engele, almal voor hom neerbuig en hom aanbid en net sê, Halleluja, prys die Here. Halleluja, prys die Here. Halleluja, prys die Here. En die dag as ek en jy, of die oomblik, nie die dag nie, die oomblik as ek en jy by God gaan wees, so, sy heerlikheid gaan so fantasties wees, dat elke keer as ons afbuig en ons kom op, gaan ons 'n nuwe aspek tot in ewigheid van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek kan nie genoemder wees. Ek kan nie wag daarvoor nie. En my uitroep is, met die boodskap vanmôre, met die aanbidding, is kom, ons kry 'n geestelike ruggraat, en ons dien die Here, met absoluut alles, wat binne my en jou is. Hy sê, Amen, en die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Imagine nou, as ons by die Here is, en ons buig voor hom, en ons aanbid hom, en ons kyk weer op, en ons sien hierdie awesome
goed wat hier gebeur. En die almag van God die Vader. En ons val weer op ons aangesigte. En ons kom op en ons sien, hier is nog iets anderste. Hier is nog beter. Dit gaan net amazing wees. Ek het nie woorde om dit wat ek voel en in my gedagtes sien, om dit te kan uitspreek nie. Ek het nie die woorde nie. Want ek weet nie presies hoe dit gaan wees en hoe ek gaan voel nie. Ek weet nie. Ek weet net dit gaan amazing wees. Dit gaan awesome wees. Dit gaan lekker wees. En ons gaan nie kan anders te wees. Ons gaan nie anders te kan wees as om net vir die Vader te aanbid in sy almag. Amen. Amen.